Kom ons bid saam en dan vra ons dat die Here die skrif vir ons sal oopbreek. Ons Vader wat in die hemel is, Here, waar ons nou uit die woord uit gaan lees en so 'n bietjie daarop gaan reflekteer, bid ons met opregte harte dat U deur die Heilige Gees die skrif vir ons sal oopbreek. Here, want daarsonder sal ons dit nie verstaan nie. Mag U ons harte ontvanklik maak vir dit wat van U afkomstig is en mag U ook dit in ons harte laat groei, Here, sodat ons groei tot volwassenheid in ons geloof. Maar dit is wat U van ons vra. Dankie dat ons dit met vrymoedigheid kan vra en dat ons weet, Here, U is by ons hier vanoggend. Mag U spreek, Here, en ons as die dienaars luister. Amen. Nou, ek wil net voordat ek die teks vir julle lees, julle net herinner, ons het eintlik, dit is baie interessant, half begin met 'n reeks in Hebreërs. Ek het nie aanvanklik beplan om deur die hele boek te werk nie, maar soos wat ek elke week die prediking voorberei, wil ek meer weet uit die boek uit en ek hoop dit is vir julle ook so as gemeente. En die terugvoer wat ek wel kry van u af is dat julle dit ongelooflik geniet en dat dit leersaam is en dit maak altyd my hart bly. So ons is al amper deur die boek en ons is nou vanmôre by 'n moeilike tema. Verlede Sondag was net so moeilik waar ons gepraat het oor God se soewereiniteit, die feit dat die Here heers en dat hy koning is en dan nou ook die menslike verantwoordelikheid, jou keuses. Want dit kan baie keer voorkom asof my en jou keuses geen gewig dra nie, dat God, omdat hy almagtig is en heers oor sy skepping, is hy eintlik die een wat die touwtjies trek en ek en jy spring maar net en reageer. En ons het verlede Sondag uit die Hebreërsboek uit vir mekaar gesê, dit is nie so eenvoudig nie. Lewe is bietjie meer kompleks en die Bybel gee vir ons hierdie spanning van God se soewereiniteit en my en jou roeping, my en jou keuses en jou keuses dra gewig. En hoe presies daai spanning met mekaar in werking tree, weet ek en jy nie. Die Bybel los nie dit vir my en jou op nie. So deel van die volwassenheid is om dit te omarm. En dis aan die een kant glo ons God kan ingryp, God kan wonderlike dinge doen, maar aan die ander kant glo ons ook dat my en jou keuses het 'n bepaalde impak, nie net op ons eie lewe nie, maar ook op die lewe van ander. So jy kan nie passief raak om te sê God is in beheer en daarom het jy geen verantwoordelikheid nie aan die een kant. Aan die ander kant moet jy ook nie te trots raak en te dink jou keuses en jou doen en late dra meer gewig as wat dit moet dra nie. Nou vanmôre gaan julle sien die volgende spanning wat die Hebreërskrywer aan my en jou voorhou is doeteenvoudig om te sê aan die een kant is God genadig en dit beteken ek en jy kan vrymoedig tot God nader soos ons in hoofstuk 4 gelees het. Jy kan op sy skoot gaan sit. Hy is jou Vader wat lief is vir jou. Maar aan die ander kant is God ook verskriklik heilig en hy haat sonde met 'n uiterste passie. En dit skep nou spanning. En julle gaan sien hoe die Hebreërskrywer dit aan my en jou voorhou om te sê weer eens is dit nie 'n spanning wat ons behoort op te los nie. Want die gevaar is dat ons een van hierdie eienskappe van God oorbeklemtoon of onderbeklemtoon. En dit het bepaalde gevolge wat ek nou vir julle sal voorhou. So ons het verlede week gekyk na Farao, Jona en Christus oor goddelike tug en God se oordeel. En hierdie Sondag kyk ons weer na daai 3, maar nou praat ons oor God se heiligheid en God se genade en hoe dit in hulle lewe uitspeel. So ek hoop jy is opgewonde. Ek hoop dit laat jou so 'n bietjie dink en gee vir jou iets om aan te kou. So kom ons lees saam vanaf vers 14 en dan sal ek dit vir julle uitpak daarna. So die Hebreërskrywer sê in vers 14: Beywer julle vir vrede met alle mense, as ook vir 'n heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Hoor julle dit? As jy nie 'n heilige lewe het nie, is die implikasie, jy gaan nie God sien nie. Okay? Bedoelende, as jy hierdie vers in isolasie gaan lees, dan kan jy baie maklik die argument maak dat jou werke is wat jou red. Nee? Maar dis nie wat ons glo nie. Ons glo as jy die Bybel in geheel lees, is dit net genade alleen wat my en jou red. Okay? So dis waar die spanning inkom. Reeds in die eerste vers is dit teenwoordig. Dan vers 15, sorg dat niemand van die genade van God afvallig word nie. En sorg dat daar nie verbittering soos 'n wortel uitspruit en moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie. Sorg ook dat niemand sedeloos en goddeloos lewe nie, soos Esau wat vir een maaltyd sy eerste geboortereg verkoop het. Julle weet dat hy verwerp is toe hy daarna die seun wou kry. Daar was vir hom geen moontlikheid om die saak reg te stel nie, al het hy met trane daarna gesoek. Julle het immers nie gekom by 'n tasbare berg met brandende vuur, donderwolke, duisternis, stormwind, 'n trompetgeskal en 'n geklank van woorde nie. Hulle wat dit gehoor het, het gesmeek dat geen woord meer tot hulle gerig moes word nie. Die bevel dat selfs 'n dier wat aan die berg geraak met klippe doodgegooi moet word,
was vir hulle ondraaglik. So angswekkend was die verskynsel dat Moses uitgeroep het, ek sidder van angs. Maar julle het wel gekom by Sionsberg en die stad van die lewende God. Dit is die hemelse Jerusalem met sy miljoene engele by die feestelike samekoms. Vers 23. Die vergadering van die eerstgeborenes wie se name in die hemel opgeteken is. Julle het gekom by God wat regter is oor almal en by die geeste van die wat vrygespreek en wat nou volmaak is. By Jesus, die middelaar van die nuwe verbond en by die besprinkelingsbloed wat van iets beters getuig as die bloed van Abel. Pas op met hom wat met julle praat nie afwys nie. Hulle wat hom afwys het toe hy sy goddelike woord op aarde laat hoor het, hulle het nie ontkom nie. Hoeveel minder sal ons ontkom wanneer ons nie ag slaan op hom wat van die hemel af met ons praat nie. Destyds het hy sy stem die aarde laat wankel, maar nou het hy aangekondig, nog eenmaal sal ek nie alleen die aarde laat bewe nie, maar ook die hemel. Die woorde nog eenmaal laat duidelik blyk dat die geskape dinge wat reeds aan die wankel is, finaal weggeneem sal word, sodat die onwankelbare dinge kan bly. Laat ons wat 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. En laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag, soos hy dit wil. Want ons God is 'n verterende vuur. Net tot sover. Ons God is 'n verterende vuur. Nou geliefdes, die Here stoei baie met my die laaste ruk in my studeerkamer en ek weet ek sê dit vir julle elke Sondag, maar dit is regtig so, julle kan my vrou vra hoe ek klomp gedagtes en dinge waarmee ek stoei aan die Here opper in gebed, rakende 'n klomp dinge in ons eie lewe, in ons gemeente ensovoorts, want wat ek agterkom in my gesprekke met lidmate en kollegas, is dat daar nie altyd 'n poging is om te harmoniseer nie. Ons stel spanning op in die skrif en dan probeer ons dit vir onsself vergemaklik deur die spanning te probeer oplos. In plaas daarvan dat ek en jy opgeroep word om die spanning te omarm. Want God is genadig. Niemand van ons hier teenwoordig stry met dit nie. Jy kan met vrymoedigheid na God toe gaan, né? Maar ons weet ook God is heilig en ons weet God het 'n afskuw vir sonde. Niemand van ons hier teenwoordig stry met dit nie. Want hier is net die kruks van die saak. In my ervaring as Christen, in my ervaring as dominee, kom ons in ons lewe waar ons sekere tye of die genade of die heiligheid van God oorbeklemtoon. En dit het gevolge. En ek gaan vir julle prakties maak volgende. As jy byvoorbeeld in 'n gemeente is waar die genade van God oorbeklemtoon word, dan lei dit tot passiwiteit. Verstaan julle dit? Want wat hoor ons? Jy is great. Jy is fantasties. Jy kan eintlik maar doen en smaak soos jy wil, want die Here vergewe tog op die einde van die dag. Né? Lei tot passiwiteit. Aan die ander kant, wanneer God se heiligheid oorbeklemtoon word, lei dit tot vrees en afstand. Waar ons eintlik vir mekaar sê, ek is nie waardig om na God toe te gaan nie. En daarom gaan ek nie na God toe nie. Hoor julle die tragiese realiteit aan beide kante? God is heilig, maar God is ook genadig. En wat hier in hierdie teks aan my en jou geopenbaar word, is dat ek en jy dit moet, wat ek en jy met al twee hande hierdie gedagte vashou, om te sê, ek is gered op grond van God se genade alleen, Christus se verdienste aan die kruis, dis genade. Hy skenk aan my geloof, dis genade. Hy skenk aan my 'n nuwe natuur en hy vorm my, ek's wedergebore, dis genade. Maar hy roep my op tot 'n heilige lewe. En daarin word dan ook eintlik geïmpliseer dat ek en jy 'n diepe respek vir die Here sal hê. Net omdat God genadig is, beteken nie ek en jy kan die heiligheid nou ignoreer nie. Of net omdat God heilig is, beteken nie ons moet die genade ignoreer nie. Ons moet die harmonie soek tussen die twee. En dis wat ons almal vanmôre hier teenwoordig opgeroep word om te doen. So ek wil net op hierdie twee verse aan die einde fokus, want dit som vir my die hele gedeelte mooi op, vers 28 en 29, waar die Hebreërskrywer sê, laat ons wat 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. En laat ons God dankbaar dien met eerbied
en ontsag soos hy dit wil, want God is 'n verterende vuur. So hierin word hierdie hele gedagte, hierdie spanning vir my en vir jou opgesom. Ek en jy ontvang 'n onwankelbare koninkryk, geanker in ons Here Jesus Christus. Die verlossing is vas, die vryspraak is vas. Jy wat regverdig verklaar word voor God op grond van Christus se verdienste, dis vas. En as ons 'n sambreelterm wil gebruik, dis God se genade wat ek en jy nie verdien nie. Dit is vas. Daarom moet ons dankbaar wees. Maar daar's 'n ander kant van hierdie muntstuk en dit is dat ons opgeroep word om die Here dan nou met eerbied en ontsag te dien. Hoekom? Want God is 'n verterende vuur. Nou ek het vir julle 3 goed neergeskryf uit die Bybel uit waar vuur gebruik word om God te beskryf. Die eerste is dat dit God se heiligheid simboliseer. Alright, julle kan dit net neerskryf, God se heiligheid. So vuur in die Bybel simboliseer dikwels God se suiwerheid en sy heiligheid. By die Sinaïberg, soos ons nou gelees het in vers 18, sê hy, die vuur wat hierdie berg omsingel, en dit was vreesaanjaend vir die mense wat dit aanskou het. Sy heiligheid, vreesaanjaend. En dit simboliseer ook dat die mense is eintlik nie toeganklik tot God nie. Ons het nie toegang tot God eintlik sonder 'n middelaar nie. Want hy is te heilig en ons met sonde besmet. Dis die eerste betekenis. Hy kan nie die sonde verdra nie. Habakuk 1 vers 13 sê, u oë is te suiwer om die kwaad van die mens aan te sien. U oë is te suiwer om dit aan te sien. OK? God se heiligheid. Ook vuur, soos ons verlede Sondag oor gepraat het, is 'n simbool van God se oordeel. Vuur verteenwoordig oordeel in Deuteronomium 4 vers 24 en ek wil graag julle moesoen toe blaai dat julle net hierdie saam met my lees en nie net my woord vat vir dit nie. Ek wil vir julle lees vanaf vers 11. Moses skryf, julle het toe nader gekom aan die voet van die berg gaan staan, die berg het gebrand, die vuur was tot in die hemel en daar was 'n rookwolk wat dit stikdonker gemaak het. Toe het die Here uit die vuur uit met julle gepraat. Julle het woorde gehoor, maar niemand gesien nie. Daar was net 'n stem. Die Here het julle die bepalinge van sy verbond meegedeel en julle beveel om hulle te gehoorsaam. Die 10 gebooie wat hy op die 2 platklippe geskryf het. Die Here het my destyds beveel om julle die voorskrifte en die bepalinge te leer, sodat julle daarvolgens kan lewe in die land waarheen julle sal deurtrek om dit in besit te gaan neem. Pas op, die lewe is vir julle op die spel. Die Here self het met julle op Horeb uit die vuur uitgepraat, al het julle die dag niemand gesien nie. Moenie julle eie ondergang soek deur vir julle 'n afbeelding as afgodsbeeld te maak nie, nie van 'n man of 'n vrou nie, nie van enige dier op die aarde of van enige voël in die lug nie, nie van enigiets wat op die aarde kruip of van enige vis in die waters onder die aarde nie. Wanneer julle na die hemelruim opkyk, die son, die maan en die sterre, enige hemelliggaam, moet julle nie julle hoop op hulle vestig nie. Moet julle nie julle laat verlei om hulle te vereer en te dien nie. Die Here julle God het hulle toegeken aan al die volke op die aarde. Vir julle het die Here gevat en uit die ystersmeltoond uit Egipte uitgelei om sy volk te wees wat aan hom behoort. Soos dit vandag dan ook die geval is. Hoor nou vers 21. Deur julle toedoen, die volk se toedoen, het die Here vir my kwaad geword en dit met 'n eed bevestig dat ek nie deur die Jordaan sou gaan en in die goeie land sou kom wat die Here, julle God, aan julle sal gee as besitting nie. So gemeente, ek vra die vraag vanmôre aan u, hoekom mag die profeet Moses nie in die beloofde land ingaan nie? Wie se skuld is dit? Die volksin. Die volksin ouderlinge, wil julle moet dit hoor. Die manier hoe ons toesig hou oor ons gemeente, die manier hoe ons vir hulle leiding gee, die voorbeeld wat ons vir hulle stel, het 'n impak. Gemeente, hoe julle daarop reageer, het 'n impak, het gevolge. Dan vers 22, ek sal in hierdie land sterf, ek sal nie die Jordaan oorsteek nie, maar julle sal deurtrek en daardie goeie land in besit neem. Wees versigtig om nie die verbond wat die Here, julle God, met julle gesluit het te vergeet nie. En pas op om nie vir julle afgodsbeeld te maak nie. Die Here jou God het dit verbied.
Die Here jou God is 'n verterende vuur en hy eis onverdeelde trou aan hom. So wat is in die Hebreërskrywer se gedagte wanneer hy hierdie woorde aanhaal? Dat die Here eis onverdeelde trou aan hom. Jy kan nie 'n vriend van die wêreld wees en 'n vriend van God nie. Dis kan dit nie wees nie. Hy eis onverdeelde trou. So as jy ons nie dit nakom nie, is die implikasie hier dat vuur verteenwoordig God se reg om te oordeel. As jy dink aan Farao, hy wat hom verhard het teenoor die Here, word aan daardie verharding oorgegee en oordeel lei altyd tot vernietiging. Dit was verlede Sondag se tema. OK? Dan die laaste simbool gaan oor God se suiwerende krag wat ook die vuur verteenwoordig, want vir gelowiges, ons wat wedergebore is, vir ons is die vuur nie net 'n vuur van vernietiging nie, maar ook 'n vuur wat ons suiwer. En dis waar die tug inkom. Soos vuur goud suiwer, Maleagi 3:2-3, vorm God ons deur sy tug om ons heilig te maak. So wanneer die Bybel sê God is 'n verterende vuur in hierdie teks, dan moet daar dadelik by jou gedagtes opkom dat God het die reg om te oordeel. God is ongelooflik heilig en daarom anders as sy skepping en God is besig om my en jou te suiwer in ons geloof. Dis deel van die proses. So as ons dit op toepassing maak, byvoorbeeld van die 3 karakters van verlede Sondag in kort. As jy kyk na Farao, God se oordeel daar teenwoordig as gevolg van sy verharding. As jy kyk na Jona, die tug wat daar gebeur het, gaan oor God se suiwerende vuur, simbool vir dit. Sodat hy gaan doen dit wat reg is in die oë van die Here. As jy dink aan ons Here Jesus Christus, is ons weer by oordeel. Hy absorbeer die oordeel van God vir ons sonde. Dis die harmonie. So ons kan nie wegkom van die feit dat God 'n verterende vuur is nie, want ons moet diepe ontzag vir die Here hê, vrees en daardie hoedanigheid vir die Here, en aan die ander kant moet ons ook nie God se genade verontagsaam nie. So ek wil afsluit in die bietjie tyd wat ek oor het, om net hierdie vele wat ek hier geskryf het te lees, want dit was my so kosbaar. Waar ek het dit probeer harmoniseer om te sê ons nader tot God met vrymoedigheid, omdat ons 'n diepe ontzag het vir wie hy is. So die feit dat jy mag nader, maak dit dat ek en jy die genade het. Kom ek maak dit vir julle prakties in my eie lewe. My vrou en my dogtertjie nou, ek wil graag hê my dogter moet in 'n sekere mate 'n diepe respek vir my hê, né? Alipas. En ek wil hê sy moet, as sy nie onder my toesig is nie, moet dit by haar opkom, as ek hierdie gaan doen, dan gaan my pa diep teleurgesteld wees, of my pa gaan my dissiplineer. Ek wil hê sy moet dit in haar kop hê, né? Stem julle saam? So daar moet 'n element wees van 'n diepe respek en ontzag vir my ouers. Nee, aan die ander kant wil ek ook hê my kind met die vrymoedigheid hê om na my toe te kom wanneer iets haar pla of wanneer sy iets nodig het, moet sy kan weet my pa gaan ook agslaan daarop. En dit is die balans wat ons probeer handhaaf. Maar te maklik in die kerk en te veel kere in die kerk is dit een of die ander. En soos ek al baie vir u gesê het van die kansel af, die waarheid lê iewers in die middel. Jy is gered op grond van God se genade alleen, maar jy word opgeroep tot 'n heilige lewe. Jy kan nie om dit kom nie, want die Here wat jy aanbid is heilig. So wanneer daar in ons lewe sonde is waarmee ek en jy moet breek, dan bid ons dat die Here dit vir ons sal breek en dat ons transformeer. Want as ek van die kansel af net vir julle preek, God is genadig en ons sit almal om die kampvuur en ons sing Kumbaya, dan is die realiteit wat iemand hoor, is jy hoef nie te verander nie. Nie waar nie. Jy hoef nie te groei nie. Dit is absolute nonsens. Dit is absolute nonsens. Almal van ons het plekke waar ons kort skiet en het dinge waarmee die duiwel my en jou versoek en ons moet daai dinge identifiseer saam met die Heilige Gees en aan dit werk. Hoekom? As 'n reaksie op God se genade. Maak dit vir julle sin? So wanneer ek en jy opgeroep word tot 'n heilige lewe, is dit nie hierdie vreesaanjaende gedagte van jy moet dit doen, jy moet dit doen, jy moet dit doen, anders gaan jy geoordeel word nie. Alhoewel dit waar is. Dit gaan dieper as dit om te sê die Here skenk vir jou sy liefde, hy skenk vir jou kindskap, hy nooi jou in sy huis in, hy maak jou 'n kind, 'n mede-erfgenaam. En dan vra hy, nou dat jy 'n kind is in my huis, volg jy my reëls. En jy is vrylik om te sê, is reg so. Maak dit weer eens vir julle prakties uit my eie storie uit. Toe my ouma my aangeneem het, as ek as 'n jong ouetjie besef wat so 'n ongelooflike lading dit op my ouma sou wees. En weet julle, ek het nie eens eintlik 'n benul gehad nie. Nou dat ek self 'n pa is, besef ek hoe uitputtend dit is om kinders in jou huis te hê. Hulle is 'n vreugde, moenie my verkeerd verstaan nie.
maar hulle toets jou. Hulle toets jou. En jy is moeg. Ek dink dis hoekom ons geduld nie altyd is wat dit is nie, want ons is meeste van die tyd doodmoeg. Ouers, stem julle saam? Nee, veral as hulle klein is. Dis baie rof. En ek het vir myself gevra, okay goed, ek bly nou by my ouma en sy gaan nou al hierdie opofferinge en dinge doen en sy het nie die energie wat 'n jonger ouer het nie. So ek gaan nie as 'n kind dit vir my ouma moeilik maak nie. As my ouma vir my sê spring, dan gaan ek vir my ouma vra, ouma, hoe hoog? En vir 17 jaar van my lewe was dit ons lewe gewees. Ek het nooit my ouma bevraagteken nie. Ek het nooit vir my ouma gesê ek dink ouma is verkeerd of haar gebackchat of enige sulke goed nie. Ek het haar bederf. Hoekom? Want ek was so dankbaar vir die feit dat sy my in haar huis ingeneem het, want sy hoef dit nie te gedoen het nie. Nee? En God, hoeveel te meer nog, ek verdien nie die Here se genade nie julle. Ek verdien nie die Here se seën nie. Ek verdien nie sy goedheid nie, want ek stel hom te leer. Ek sondig baie keer nog steeds, alhoewel ek sonde haat in my lewe, maar dit is nog steeds teenwoordig. Maar ons kan nie as kerk van die kansel af vir mense sê, jy hoef nie meer heilig te lewe nie. Of daar moenie worry nie, die Here is genadig, hy sal jou tog vergewe nie. Ons moet hierdie dinge in balans hou om te sê, broer en suster, die Here is so lief vir ons en hy neem jou aan as sy kind. Dit is so en hy skenk dit vir jou sonder dat ek en jy dit verdien. Want hy is lief vir ons. Maar nou dat jy in hierdie huis is, moet jy die reëls van die huis nakom. Want jy is dankbaar vir dit wat die Here vir jou gedoen het. Die eerste keer wat ek en my ouma gebots het in my lewe was so ek in matriek is. Want toe begin ek sê ek goed, ek's nou groot. So ouma sê dit, dan sê ek maar hoekom? En my ouma het dit nie goed gevat nie. Okay, want vir jare was sy bederf, glo ek. Okay, dis nou Julian se opinie. En toe ek nou begin vra, toe wat sê my ouma? O, jy is nou groot en permantig. Nou sê nee ouma, daar is ook 'n stadium wat jy die opvoeding moet vertrou wat jy vir my gegee het. Ek is nie 'n kind wat my ophou met nonsens of daai tipe goedjies nie. Inteendeel, ek wy my hele lewe aan die Here en dit is iets wat 'n ouer moet bly maak in hulle harte. Maar my ouma, en ek verstaan dit, was bang dat as ek jou laat gaan, dan gaan jy nonsens aanjag. Okay? En as dominee wil ek dit vir julle sê, julle hou my wakker in die nag. Want ek is baie bang as ek julle gaan los, dan gaan julle nonsens aanjag. Dan sê dit vir julle eerlik. Want baie keer doen julle. En dan wat? Dan kan jy na jou dominee toe kom, want in die dorpie weet ek het die reputasie as kwai, Bybels. Maar tog kom die mense wat nie eens by ons aanbid nie en kom vra, kan ek met jou kom gesels? Balans julle. Nie dat ek sê ek kry dit altyd perfek reg nie, maar daar is tog 'n rede vir hoekom mense vrymoedigheid het om te kom praat of om te kom aanmeld. Want ek wil jou help. Ek het jou beste belange op die hart. Ek wil jou nie veroordeel nie. Maar ek gaan jou tune, soos die mense van Welkom sê. Nee? Ek gaan jou tune. Dit wat jy gedoen het is dalk nie reg of die beste ding wat jy moes gedoen het nie. En dan gaan ons aanbeweeg om te kyk hoe kan ons dit regstel. Ek gaan jou mos nou nie net daar los nie. Dis hoe ons daardie harmonie, broer en suster, handhaaf. Ek sluit af om vir julle net 'n paar vragies te gee wat ek wil julle oor moet gaan dink in die week. Ek wil julle met vir julleself afvra. 1, het jy al die genade van God omarm aan die een kant? Die wonderlike geskenk wat ons vanmôre gevier het saam met Bianca van geloof, van versoening, van regverdig verklaar word voor die Here. Het jy dit regtig al deel gemaak van jou hart? Maar regtig, ek wil jy moet daaroor gaan dink. Aan die ander kant wil ek jy moet daaroor gaan dink, op watter manier heilig jy die Here? Het jy eerbied vir die Here in die manier hoe jy lewe? Of oorbeklemtoon ons dalk een van hierdie eienskappe? Want laastens, ek wil hê julle moet dink aan 'n koning wat in sy troonsaal sit. As jy die koning se vyand is, dan vrees jy tog dat die koning se regverdige oordeel wat hom toekom. Stem julle saam? Hy het die reg om jou te oordeel, hy is koning en ons vrees dit. Maar as jy die koning se kind is, dan nader jy daardie koning met vrymoedigheid. En jy maak aan die koning bekend wat jy wil hê of wat jy kort kom, maar jy bly respekvol want hy bly steeds die koning. God is beide ons Vader en ons koning. Hy is nie een of die ander nie. Hy is albei. Hy is albei. En daarom nader ons hom deur sy genade met vrymoedigheid, maar ook met 'n diepe ontzag, want ons respekteer God se heiligheid. Kom ons bid saam.
Ons Vader wat in die hemel is, Here, ek bid vir elke lidmaat vanmôre hier teenwoordig en ook hulle wat aanlyn hierna gaan luister later, dat ons hierdie harmonie sal omarm en dat ons versigtig sal wees om een eienskap los te maak van die ander en om een eienskap oor te beklemtoon. Here, ons is so dankbaar vir u genade. En daarom dien ons, daarom is ons betrokke, daarom is ons mense wat probeer om die regte ding te doen, so ver as wat ons kan. Saam met u Gees, Here, probeer ons u gehoorsaam. Want ons het 'n dieper respek vir u. En ek bid vir elke lidmaat, Here, dat ons hierdie harmonie sal omarm en dat ons binne in dit sal leef om te sê, Here, u is my Vader. U het my aangeneem en ek is u ewig dankbaar daarvoor want ek verdien dit nie. Maar u is ook terselfdertyd my koning. En daarom het ek 'n dieper respek vir u. Ontsag vir u. Eerbied vir dit wat u wil. Help ons om 'n gemeente te wees, Here, wat dit beliggaam en wat dit uitstraal na mense toe in ons lewens. Waar daar ruimte is vir ons om te groei, bid ek deur die Heilige Gees, Here, dat ons dit sal aanpak en dat ons sal groei tot eer van u naam. Waar daar nodig is, 'n benodiging is van bemoediging, 'n behoefte is na bemoediging, mag die Heilige Gees ons kom bemoedig. Want U is ook ons vertrooster. En daarvoor loof ons U. Dankie Here dat ons hierdie dinge van U mag vra, wetend dat U vir ons lief is en dat U 'n Vader is wat hom oor ons ontferm. Dankie Here vir U goedheid en guns wat ons nie verdien nie. Deur ons Here Jesus Christus bid ons hierdie dinge. Amen.